Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, moenie vergeet om so te maak nie. En klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vandag vra ek die vraag: wie presies ondersteun Kielebuur? Nou uiteraard ondersteun Julius Malema dit en die EFF party, maar ek dink die antwoord is nie so eenvoudig nie, want daar was nou onlangs 'n meningsopname daaroor deur die Maatskaplike Navorsingsstigting van meneer Gareth van Onselen, en daar het baie interessante gegevens daar uitgekom. Maar voor ek daarby uitkom, wil ek net aan twee dinge herinner. Die eerste is die internasionale petisie wat ons tans loop teen die ANC en om optrede teen die ANC vereis. Ek sal wel, dit lyk so, laat ek dit gou net hier so toon. Ja, so lyk dit. En ek sit sommer die skakel vir hier onder die beskrywing van die video. Dan kan jy daarna kyk, en dan is daar ook natuurlik nog ons boek Hart van Duisternis. Ek sal die skakel daarvoor ook onder aan die beskrywing plaas, as jy belangstel om die boek te koop. Trouwens, ek wil ook op 'n stadium miskien gesels oor die akademiepryse wat sopas uitgeloof is, en die Hertzogprys is toegeken aan Eamon Venter vir sy roman Decima. Nou toevallig het hy 'n boek, een van sy vorige romans, was juist Horrelpoot, wat die regstreeks verwys na Hart van Duisternis, en waar hy soort van 'n Hart van Duisternis gegewe in die huidige Suid-Afrika transponeer. Maar ek gaan ek hoop om oor die akademiepryse te gesels met 'n navorser van die Universiteit van Bloemfontein, 'n baie interessante man, Dr. Burgert Senekal. Sy hart klop ook sterk vir Afrikaans en die Afrikaner saak, en dit gaan 'n baie interessante gesprek wees, want hy het ook 'n prys ontvang vir die beste navorser, of die beste ek dink artikel in tydskrif van die Akademie vir Wetenskap en Kuns. Dus daar kom nog interessante gesprekke, maar kom ons keer terug tot by Kielebuur. En dan ja, kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie spesifieke meningsopname wat gedoen is deur hierdie stigting. Ja, nou nommer 1 is daar verskillende vrae gevra. Nou daar's 'n klomp vrae ook oor vryheid van spraak gevra. Nou ek wil nie te veel daarop ingaan nie, daar's ook interessante antwoorde daarop. En dan staan daar, nou net wat die vryheid van spraak betref, word daar verwys na hierdie grafiek, en 35% van mense sê die reaksie op iets waarmee jy nie saamstem nie moet wees om dit te verdra, maar om daaroor te redeneer of om terug te redeneer, terug te argumenteer en so meer. En dan is daar 21% van, dit is nou alle inwoners van Suid-Afrika. 21% voel jy moet mense in die howe gaan aanval oor iets waarmee jy nie saamstem nie. En dan is daar 41% wat ook meen jy moet hulle verbied kry, of jy moet hulle sensureer, of jy moet hulle kanselleer deur hulle werknemer te kontak, of jy met die staat ook nader om iets daaromtrent te doen. So, en dan, ja, wat nou interessant is dat die blanke bevolking, hulle pas meer by die groepering, wat sê jy moet, jy moet persoonlike optrede gebruik, en jy moet terugargumenteer, of om hulle te duld of te ignoreer, en dan die res van die bevolking glo in siviele aksie, hulle wettig nie die howe te vervolg of sensuur. En dan sê hulle hierso, ja, dan in die laaste paragraaf nou van hierdie kommentaar, voordat ons nou by dood die boer kom,
sê die navorsers daar is 'n aansienlike aptyd vir sensuur, 41,6% onder alle respondente, en dit is veral hoog onder EFF 50,5% en MK 58% ondersteuners. 'n Aansienlike hoë aantal wit Suid-Afrikaners het persoonlike optrede gekies, 56,6%. En dan beweeg hulle nou na die liedjie Kiel de Boer. Grafiek 7 hieronder stel vas wie bewus was van die liedjie. Ek het die Vryheidsfront VF+ by die kruistabelle hier gevoeg, aangesien dit 'n belangrike kiesafdeling oor hierdie kwessie is. Nou, daar staan nou dat 80,4% van mense in die land is bewus van hierdie liedjie. En slegs 19,6% weet glad nie daarvan nie. Nou dit sê vir ons dat hierdie liedjie is al deur die massa media uitgesaai. Daar is geskryf daaroor, dit was natuurlik 'n onderwerp van verskeie hofsaake. Met ander woorde, almal is daarvan bewus. En almal behoort 'n mening daaroor te hê. En nou, dit is nou wat nou vir my baie interessant is, hoe die menings uitspeel. En een van die menings wat gevind is, waarop hierdie stigting nou ook, wat die meningsopname gedoen het, ook klem lê, is dat 57% van EFF ondersteuners erken dat die liedjie haatspraak is. Met ander woorde, die EFF ondersteuners self stem nie saam met die howe of sekere van die linkse media in Suid-Afrika wat sê dat dit maar net kultuur is nie. Jy weet, as jy hierdie liedjie sing, is dit net kultuur. Dis soos as wat ek het in 'n tweet of elders het ek gesê, dis soos Mimi Koortse wat sê maar nou o boereplaas, geboortegrond of heimwee sing, jy weet, daai mooi Afrikaanse volksliedere wat Mimi Koortse met haar pragtige stem opgeneem het. Dis dieselfde ding. Jy weet, of jy nou Mimi Koortse het wat 'n volkslied sing, en of jy Kieleboer sing, Dubula Ibunu, dis dieselfde ding, volgens die howe en die linkse media in Suid-Afrika. Maar die EFF ondersteuners self, hulle sê nie dit nie, hulle sê nie dis net kultuur nie, hulle sê dit is haatspraak, en hulle wil daardie haatspraak pleeg. So, ja, nou verder, dan volg daar weer 'n ander, daar volgende grafiek in hierdie studie, wat sê, grafiek 8 hieronder, poog om mense se persoonlike persepsie van die liedjie vas te stel. Hulle is 3 opsies gegee en gevra watter een van die naaste aan hul persoonlike begrip kom. Okay, daar was nou 2 antwoorde van al die mense en dan diegene wat bewus is daarvan. En dan die rooi, die rooi kringetjies daar. Meer as 50% van mense voel dit is haatspraak. En slegs 22% voel dit is skadeloos. En dan die geel daar, omtrent 20% of 18% van almal, hulle voel dit is onverantwoordelik om die liedjie te sing. Nou wat vir my verstommend hierso is dat ons het al hierdie jy weet, mense in die instellings, in die howe en in die media en selfs in die akademie vermoedelik, wat sê hierdie is net kultuur, dit is skadeloos. Maar slegs 20% of 18% van mense voel dit is skadeloos. Die res voel dit is haatspraak, meer as 50% van die totale bevolking van die land. En nog 20% voel dit is haatspraak en nog 20% voel dis onverantwoordelik. Met ander woorde, as jy daai 2 syfers bymekaar tel, dan voel 80% van die totale bevolking in hierdie land dat die liedjie moenie gesing word nie. En wat vir my baie interessant is ook hoe dit uitspeel in bevolkingsgroepe. Ons gaan nou daarby kom. Maar dit sê vir jou die instellings in die elite, in die regters, almal wat in beheer is van hierdie stelsel, hulle is heeltemal uitvoering met die bevolking, want hulle wil hê die liedjie moet gesing word. Die howe, die Hooggeregshof van Johannesburg, die Appelhof, die
grondwethof daar op die heuwel, wat Constitutional Hill daar in Braamfontein. Hulle wil almal hê die liedjie moet gesing word. Sting, kieleboer, elke dag, saai dit uit, wat ook al. Jy weet, hulle wil hê die haatspraak moet gepleeg word. Maar die res van die 80% van die bevolking, hulle wil dit nie hê nie. So wat sê dit vir ons oor hierdie hele verrotte stelsel waarin ons verkeer, nie? Goed, kom ons gaan aan, kyk wat sê, so hy sê maar net hierso, presies wat ek nou gesê het, die meerderheid van die respondente, 53% van diegene wat bewus is van die liedjie, het gesê dit is duidelik haatspraak, 'n syfer wat hoofsaaklik deur minderhede gedryf word. 73% van kleurlinge, 93% van Indiërs en 85% van blanke respondente. 50% van die swart respondente het saamgestem dit was haatspraak. MK-ondersteuners was die enigste politieke groep wat nie 'n meerderheid gehad het wat met hierdie siening saamstem nie. Maar wat vir my geweldig interessant in daai syfers ook was, wel, uiteraard die 85% van blanke respondente voel is haatspraak, maar ook 73% van kleurlinge, maar 93% van Indiërs. Wat vir my nogal vreemd was, want kyk, die Indiërs word nie daardeur geteken nie. Hierdie is gerig teen boere en Afrikaners en en miskien by uitbreiding dan teen alle blankes, maar nie teen Indiërs nie. Nietemin voel die Indiërs sterker daaroor as die blankes. Dit is eintlik ongelooflik. Maar dit sê ook vir my dat die Indiërs as 'n minderheidsgroep in Suid-Afrika voel nog meer bedreig deur enige aksie, enige liedjie, enige beweging wat minderhede soos die blankes of Afrikaners of boere aanval, want hulle kan sien dat hulle gaan ook uiteindelik as 'n minderheid aangeval word indien hierdie eerste beweging teen blankes nou sou slaag. Ja, dan gaan hulle voort en hulle sê dit is betekenisvol dat 57% van die EFF ondersteuners die liedjie as duidelik haatspraak geïdentifiseer het. 'n verdere 26% het gesê om die liedjie te sing is onverantwoordelik. Altesaam 83% van EFF ondersteuners het dus die liedjie onverantwoordelik of haatspraak gevoel. Dit is 'n merkwaardige bevinding. Ja, 83% van die EFF ondersteuners voel dis haatspraak en onverantwoordelik. Nietemin gaan Julius Malema voort om dit te sing en die howe ondersteun hom daarin. Kan 'n mens dit glo? Kan 'n mens dit oorvertel? Dan gaan ons nou voort. Daar was nou sê die opname, daar was 'n 4-rigting verdeling onder respondente wat bewus was van die liedjie. 27% sê Malema vier net 'n ou struggle liedjie, 24% dat hy doelbewus uitlokkend is, 21% dat hy dit gebruik om mislukte ANC grondbeleide te betoog en aansienlik, 22% wat geglo het Malema wil letterlik hê mense moet uitgaan en wit Afrikaanse boere vermoor. Dis daai laaste twee blou kolle daar, die persepsies oor hierdie liedjie. Met ander woorde, 1 uit 5 mense in die land van die totale bevolking voel die liedjie is bedoel, Malema wil hê dat mense moet uitgaan en blanke boere gaan vermoor. Dit is wat dit sê. Dit is hulle persepsie van die liedjie. En dan, daar's ook 'n interessante, net 2% van EFF ondersteuners aan die ander kant, glo dat Malema wil letterlik hê mense moet uitgaan en wit Afrikaanse boere vermoor, terwyl 80% van VF+ ondersteuners glo dat dit Malema se bedoeling is. 13% van swart respondente meen dit is Malema se bedoeling, vergeleke met 47% van kleurlinge, 48% van Indiërs en 56% van blanke respondente.
Laastens is daar nog interessanter verskille tussen kiesers 27% en nie-kiesers 10%, asook vroue 29% en mans. Dus, meer as die helfte van die minderheidsgroepe in die land, blankes, kleerlinge en Indiërs, voel dat Malema bedoel dit letterlik as hy sing kiele boer, kiele farmer, dat ons doodgemaak moet word. En dan kom daar ook Ramaphosa se posisie ter sprake, en grafiek 10 hieronder is 'n eenvoudige vraag ontwerp om te bepaal of mense glo dat president Ramaphosa Malema se sing van die lied moet veroordeel. Die presidentsie het onlangs geweier om dit te doen. En van die totale bevolking almal is dit oor die 64% wat voel dat Ramaphosa dit moet veroordeel. En slegs 33% meen dit hoef nie veroordeel te word nie. En dan kom daar nog 'n interessante grafiek, nommer 11. Dit meet of mense glo daar is 'n direkte verband tussen Malema se sing van die lied en geweld wat teen wit Afrikaner boere uitgevoer is. En 44,8%, amper 45% van respondente voel daar is 'n direkte verband, en 51% voel daar is nie 'n regstreekse verband tussen die twee nie. So dis 'n soort van 'n helfte verdeling tussen mense daar. En dan is daar ook vrae oor die howe. Die laaste paar vrae handel oor die howe wat bevind het dat die liedjie nie haatspraak uitmaak nie. Grafiek 12 hier onderstel hoeveel mense bewus was van die hof se standpunt. Nou dit blyk dat nie almal was daarvan bewus nie. Net 40% van almal was bewus van die howe se uitspraak oor die liedjie. Bietjie meer as die helfte was nie daarvan bewus nie. En dan speel die menings daaroor min of meer dieselfde uit, want daar's ook 'n hoë bewustheid vlak onder blanke respondente, 62%, en V+ ondersteuners van 78%, wat bewus was van die howe se uitsprake. En dan is daar 'n laaste, ons kom nou min of meer aan die einde van hierdie opname toe, waar mense nou gevoel het, gevra is, oor in die algemeen, hierdie beelde is nou in Engels, want Google vertaal nie die grafika nie, net die teks. En dan sê hulle nou, ongeag die wettigheid, dit is nou DA ondersteuners en Vryheidsfront ondersteuners, of ek weet nie of dit AfriForum daai is 'n tekenkie daai is nie, en dan die EFF en die ANC. En dan 66% van DA ondersteuners voel, ongeag die wettigheid daarvan, het die liedjie geweld en haat aan, 66%, en dan die, ek dink die Vryheidsfront sê die hof se besluit behoort veroordeel te word, omdat dit moord eintlik, wat sê hulle, toelaat. En dan die EFF ondersteuners sê, die hof se besluit is 'n oorwinning, en die liedjie is, wat harmless, dit is, dit is, die liedjie is skadeloos. Wat natuurlik teenstrydig is, daai bevinding van die EFF is eintlik teenstrydig met hulle ander gevoel, dat wat omtrent 80% van die EFF-lede voel, dit is haatspraak, maar hulle beskou dit as 'n oorwinning. En dan die ANC-ondersteuners, 54% van hulle, sê hulle respekteer die hof se beslissing, maar die liedjie behoort nie aangemoedig te word nie, maar mense het steeds die reg om dit te sing. So ons kan sien dat die meeste mense in die land is minder radikaal as die howe of die akademiese en media elite wat haat teen boere en teen Afrikaners wil aanblaas.
En dit bring my dan uiteindelik by die vraag, hoe moet ons hierdie ding verder neem? Ek dink daar's groot openbare steun daarvoor, dat hierdie liedjie eintlik verbied behoort te word. En dat dit eintlik dat dit neerkom op aanhitsing tot volksmoord. En daar is ook in die volksmoordkonvensie natuurlik die artikel 3 wat aanhitsing tot volksmoord verbied. En ek het voorheen al op hierdie kanaal gesê dat dit op sigself 'n oortreding van die volksmoordkonvensie verteenwoordig. En ek dink ons moet in die internasionale howe en internasionale tribunale en ook in Amerika en in Europa en elders moet ons hierdie ding aan die groot klok hang. En want Suid-Afrika word beheer deur 'n radikale kliek wat besig is om verdeeldheid, geweldige verdeeldheid te saai met die bedoeling om uiteindelik ook geweld te veroorsaak. Ek dink dit is helder. En ons moet ontslaa raak van die huidige kliek wat die land regeer, die korrupte oligargie wat ons besteel en wat ook haat teen ons aanhits. En Suid-Afrika moet uiteindelik natuurlik 'n nuwe bestel kry, 'n meer federale of konfederale bestel. En dit is wat moet gebeur. Maar ek dink die liedjie gee vir ons eintlik daardie ammunisie om hierdie veldtog en hierdie strategie van ons verder te voer. En ons moenie ophou om daarteen beswaar te maak nie in elke moontlike vorm wat ook al. En ons moet allerlei kreatiewe maniere uitdink en baie mooi daaroor gaan dink en oplossings vind om hierdie stryd teen die liedjie en teen die aanhitsing van volksmoord in Suid-Afrika wat sal mens sê, dat die mens korte mete daarvan moet maak. En ek is taamlik seker daarvan dat ons dit binne die volgende maande gaan regkry. Wel, as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, ons koop ook die boek en teken die petisie en dan volgende keer dan maak ons weer so.